As hy. Gemeente, kom ons kyk of ons hierdie interessante teks lekker kan deurwerk. En soos julle nou gehoor het, dit gaan uit en uit oor hoe ons vir Jesus sien. So kom ons lees, ons gaan vandag Matteus 17 saam lees, vers 1 tot 9. Maar dit gaan op die skerm verskyn. So die van julle wat wil saam lees, is baie welkom. Okay, kom ons lees saam. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielike skaduwee oor hulle gegooi en kyk, 'n stem uit die hemel sê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: Staan op en moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. Terwyl hulle teen die berg afgaan, het Jesus hulle beveel: Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het, voordat die Seun van die Mens uit die dood opgewek is nie. Net tot daar. Ek is nog altyd gefassineer deur Petrus as 'n disipels. En hoe meer jy eintlik die evangelies lees, hoe meer besef jy dat Petrus is 'n disipel wat nie alles reg kry nie. Hy is 'n disipel wat daar wil wees. Hy wil glo, hy wil volg, hy wil verstaan, maar hoe hy dit doen is soms bietjie oorhaastig en soms meer woorde as net om eintlik stil te word of wysheid. En ek dink dis dalk hoekom ek baie van hom hou en baie met hom identifiseer, dalk jy ook. Maar ons moet verstaan, Petrus is nie 'n onverskillige disipel nie. Hy's bloot 'n mens wat net eintlik wil sin maak van hoe God eintlik groter is as sy verstaan vermoë. Want ons lees dit in ons teksgedeelte. Hier's hierdie heilige oomblik. En wat doen hy? Hy babbel, hy praat, hy probeer eintlik iets sin maak van hierdie oomblik. Hy weet nie regtig wat om met die stilte te doen nie. Hy wil vashou aan die ervaring eerder as om toe te laat dat die Here hom verder neem of homself oop te maak vir wat die Here in daai oomblik doen. En ek dink as ons eerlik is, ek dink ons is dalk ook daar. Ons is dalk ook so. Ons ken die gevoel, ons ken oomblikke waar God naby voel. Ons ken oomblikke van lig, van sekerheid, van helderheid. En dan is daar ook daai oomblikke waar dinge bietjie vaag raak. God se plan, se pad waar ons moet loop raak dalk soms 'n bietjie onduidelik. Vrae en onsekerheid kom in. Maar ons is mense wat soos Petrus, ons wil eintlik net hier in die lig bly. Ons wil hier bly waar dit mooi is, waar dit veilig is, waar dit eintlik heilig is. Ons wil dit bewaar. Maar geloof vra dikwels van ons baie meer as dit. En dis hoekom ons Verheerliking Sondag eintlik vier en dis hoekom dit so 'n belangrike dag in die kerkjaar is. Want hierdie verhaal is nie net 'n verhaal van hierdie misterieuse wonderwerk op 'n manier wat daar op die bergpiek gebeur het nie. Dis 'n verhaal van hoe die disippels nie begin kyk weer na Jesus. Want onthou, soos ek vir die kinders gesê het, hulle het hom gesien wonderwerke doen. Hulle het gesien hoe hy hulle leermeester is. Hy het vir hulle hoop gegee. Maar hier sien hulle dat hy die seun van God is, vol heerlikheid. En hy roep hulle om hom te volg. Met 'n pad wat nie eintlik baie maklik is nie.
So wat interessant is, Jesus neem 3 disippels. Hoekom hy daai spesifieke 3 opneem, weet ons nie. En dit gebeur kort na 'n moeilike gesprek. Hy het sopas in die vorige teksgedeelte vir hulle gesê, hoorie, ek gaan sterf, ek gaan aan die kruis hang. En dit is alles wat die disippels van Jesus verwag het, heeltemal omver kom gooi, want hulle het nie verwag hy sal ly nie. Hy het dan gekom om te oorwin. En juist daar in daardie onsekerheid neem Jesus hulle by die berg op. En wat hulle daar sien, verander nie die feit dat Jesus gaan ly nie, maar dit verander hoe hulle hom sien wanneer hy ly. En ek dink ek en jy word vanoggend saam by daardie berg opgenooi, sodat ons ook iets kan sien. Sodat ons deur die oë van Petrus, Jakobus en Johannes kan kyk. En vir onsself afvra, wie is Jesus vir my? Wie is Jesus werklik vir my? Het ek werklik die moed om hierdie Jesus te volg? Het ek die moed om hom te volg? Nie net wanneer sy gesig skitter en soos die son nie, maar wanneer die pad ook moeilik raak Jerusalem toe. En ek dink die antwoord vir ons vraag lê dalk in hierdie teksgedeelte. Dit lê vir ons bo op daai berg. En dit is 'n interessante teks. Hier gebeur baie goed. So ek dink ons moet vandag so 'n bietjie stap vir stap deur hierdie teks gaan om te kyk. Verstaan ons hierdie teks oor werklik wat daar gebeur het, maar waar lê die antwoord vir my oor wie is Jesus werklik vir my? So kom ons kyk na hierdie teks saam. Kom ons reis deur hierdie teks. OK. So hulle is op die berg. En dat gebeur eintlik daar iets wat mense nie regtig in woorde kan vasvang nie. Jesus verander van gedaante, julle? Ja. Dankie Jonatjie. Sy gesig straal, sy klere skitter wit. Maar dit is belangrik om hier te hoor. Jesus verander nie hier in iemand anders nie. Hy word nie op hierdie oomblik meer as wat hy reeds is nie. Hier's vind nie 'n opgradering van Jesus plaas nie. Jesus gee eintlik hier 'n openbaring vir een asemrowende oomblik. Word dit wat nog altyd daar was, word sigbaar. Die gordyne word vir ons as te ware weggetrek en die disippels sien uiteindelik wie Jesus werklik is. Onthou, hulle het hom moeg gesien, hulle het hom honger gesien lag, gesien huil. Gesien hoe sy hande aan melaatses raak, hoe hy sy voete stowwerig word. Maar hier op die berg sien hulle iets wat hulle verstand te bowe gaan. Hulle sien nie net vir Jesus by God nie, hulle sien Jesus as God. Die seun van die lewende God in al sy oorspronklike heerlikheid. En vir die eerste lesers in daardie tyd, en dalk het jy dit ook al by jou opgekom, sal hierdie eintlik verhaal iets wat bekend klink, want julle onthou, Moses was ook by 'n berg op, hy was ook in God se teenwoordigheid, en toe hy afkom, toe skitter sy gesig. Maar hier is 'n groot verskil, want Moses was in God se teenwoordigheid. So sy gesig weerkaats God se heerlikheid. Maar Jesus se gesig straal omdat hy 'n draer is van daardie heerlikheid. En ek dink dit is vir ons iets baie belangriks om hier te besef. En dit sê vir ons iets belangrik hier op Verheerliking Sondag. Dit sê vir ons dat die Jesus wat ons volg is nie net hierdie inspirerende figuur, hierdie morele voorbeeld wat ons navolg nie. Hy's nie net 'n profeet, hy's nie net 'n wysheidsleraar nie. Hy is die seun van God. Hy's vol heerlikheid, vol lig, vol waarheid. Ek hoop julle hoor dit. Of sien dit dalk in julle geestesoog. Maar wat ook belangrik is dat hierdie oomblik kom nie los van die kruis nie. Jesus het mos nou net vir hulle gesê hy gaan ly. Dis asof hy vir die disippels wil sê, voor julle my sien ly, moet julle eers sien wie ek is. Voor julle sien hoe ek verneder word, moet julle sien
dat my heerlikheid nie vernietig kan word nie. En dis dalk hoekom ek en jy hierdie verhaal net hier voor lydingstyd weer lees. Dit is asof ons net hier voor die lydingstyd, voor die tyd wat ons weer hoor oor die kruis, dis asof God vir ons hier net weer die groter prentjie wil gee. Om te sê, kyk, sien wie ek werklik is, sodat ons nie moet vergeet wanneer die pad moeilik raak. Nou raak dit ingewikkeld. Nou verskyn Elia en Moses. Nou, Matteus in sy weergawe vertel nie regtig waaroor praat Jesus, Moses en Elia nie, maar as jy die ander evangelies gaan lees, dan praat hulle oor Jesus wat op die kruis gaan sterf en moet ly. En wat eintlik in hierdie oomblik gebeur is, die Ou Testament, wat op daai berg gebeur, word alles verbind met die Ou Testament. Moses verteenwoordig die wet, Elia verteenwoordig die profete en saam fluister hulle eintlik die hele Ou Testament storie saam. Saam getuig hulle dat Jesus se pad, wat hy nou gaan loop na die kruis toe, is die vervulling van God se reddingsplan. Alles wys na Jesus toe, alles wys na hom toe, na hierdie oomblik. Sy lyding wat hy gaan doen is nie per ongeluk of 'n mislukking nie. Die heerlikheid van Jesus is nie ontsnapping van die kruis nie. Wat in daai oomblik op die berg gebeur is 'n bevestiging dat die pad na die kruis toe is God se pad. En dan kom Petrus, julle ons ou geliefde Petrus. Hy kom en doen wat Petrus doen. Hy praat. Hy onderbreek hierdie misterie met woorde. Hy probeer iets doen wat eintlik net in daai oomblik ontvang moet word. Here, dit is so goed hier. Kom ons bou 'n hut. Kom ons bewaar dit. Kom ons eer hierdie oomblik. Hy wil iets tasbaar maak van wat hy beleef het. Hy wil dit bewaar, hy wil dit vasvang, hy wil hê dit moet bly. Ek dink Petrus maak op 'n manier die berg as sy eindbestemming. Die berg as this is it. Jy weet, niks kan beter gaan van hier af nie. Ek dink dis wat hy gedink het. En ons kan nou vir Petrus kritiseer, maar kom ons wees eerlik, sou ons nie ook so reageer het nie? Ek sou. Ons wil daar bly, weg van lyding, weg van onsekerheid, weg van moeilike gesprekke, net by Jesus, by lig, by sekerheid, by heerlikheid. Dit klink idillies, dit klink lekker. Maar wat Petrus en ons dalk nie altyd verstaan nie, is dat God se heerlikheid kan nie vasgevang word nie. En in ons menslikheid probeer ons altyd sin maak daarvan, maar God se heerlikheid kan nie vasgevang word nie. Die heerlikheid kan nie besit word nie. Hierdie oomblik op die berg is nie 'n eindbestemming nie. Dis 'n voorbereiding. Want wat Petrus eintlik hier voorstel is om soort van die heerlikheid te hê sonder beweging, om die Here te aanbid sonder eintlik om gehoorsaam te wees, om glorie te hê sonder 'n kruis. Hy wil die lig hê, maar hy wil nie eintlik die pad stap nie. En dit wys vir ons iets so belangriks, want weer eens, ons kan so vereenselwig met Petrus, selfs wanneer ons regtig glo, selfs wanneer ons regtig naby aan Jesus is, kan ons steeds probeer om God se werk aan te pas by ons gemak. Ons wil hê Jesus moet bly soos ons hom nou sien, nie soos hy homself aan ons openbaar op die pad vorentoe nie. Maar vir Heerlikheid Sondag kom leer ons vandag, die berg is nie die eindbestemming nie, die berg is die plek waar ek en jy leer om anders te kyk na Jesus, sodat ons hom kan volg, selfs wanneer die pad afdraand gaan, selfs wanneer ons van daai berg moet afklim. Petrus wou dit bewaar, maar Jesus sê vir hom, vertrou die pad. Vertrou die pad.
En terwyl Petrus nog so babbel en praat en probeer beheer, probeer vashou, probeer bou, is dit asof God sag maar ferm hom onderbreek en te sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, luister na hom. Luister, volg, vertrou. En dan verdwyn Elia en Moses, die lig vervaag en die berg bly dieselfde. Maar toe hierdie 3 mans opkyk, sien hulle niemand anders as net vir Jesus nie. Hulle sien nie meer 'n visioen nie, hulle sien nie meer mense uit die verlede uit nie, hulle sien net vir Jesus. En dit is genoeg. En ek dink dis waar hierdie verhaal vir ons dalk antwoord gee op ons vraag, wie is Jesus vir my? Want geloof gaan nie daaraan om net vas te klou aan die lig nie. Geloof gaan daaroor dat ons ook Jesus volg, selfs wanneer die lig sagter raak. Wanneer die pad afdraan toe lei, wanneer hy begin praat oor lyding, oor sy liggaam wat gebreek word, oor die bloed wat uitgegiet word. En Jesus vat hierdie 3 mans toe weer af by die berg, terug na die wêreld, terug na mense toe. En tog het daar nou iets met hulle gebeur wat voorheen hulle nie van geweet het nie, dat die een wat aan daai kruis gaan ly, die seun van God is, dat die een wat gaan sterf, nog steeds die heerlikheid van God dra, en dat die kruis nie Jesus se identiteit van hom wegneem nie, maar eintlik juist dit kom openbaar. En ek dink dit is waar ons uitnodiging vandag in hierdie teks lê. Ons leef tussen valleie en berge. Ons ken oomblikke waar God regtig naby voel, waar ons geloof helder voel, alles maak sin, maar ons ken ook die pad wat so iets wat afdraand voel. Daarvan onsekerheid, verlies, pyn, vra, en vandag se heerlikheid Sondag kom sê vir jou, hou vas aan wie Jesus is. Selfs wanneer jy nie meer kan sien wat hy doen nie. Hou vas aan die verheerlikte Jesus, want hy kom wys vir jou wie hy werklik is. En dit bring my by die nagmaaltafel. Die nagmaal is nie vir oggend ons bergervaring nie. Ons moet dit reg verstaan. Wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, gaan hier nie nou skitterende lig wees en donderslae nie, alhoewel met daai ding klink dit dalk so. Maar is eintlik hierdie nederige tafel. Gewone tekens, brood, wyn. En binne in hierdie eenvoud kom ontmoet ons nie net 'n verheerlikte Jesus nie, maar ons kom ontmoet ook die Jesus wat gelei het aan die kruis. Hier by die tafel kom God se stem weer na ons toe en sê, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. En wat hy vanoggend vir jou kom sê is, hierdie is my liggaam, neem, eet. Hierdie is my bloed, neem, drink. So ek nooi jou om vandagoggend saam met my nagmaal te gebruik. Nie om weer eens hierdie bergervaring vas te vang nie, maar om te leer vertrou. Ek nooi jou om die nagmaal te gebruik, nie om die heerlikheid van God te besit nie, maar om genade te ontvang. Ek nooi jou na die nagmaaltafel nie vir jou om veilig te voel nie, maar vir jou om gevoed te word, om die pad te kan gaan stap wat jy moet stap. Jy is genooi na hierdie tafel toe. So kom kry vir jou 'n sap, 'n broodjie, en dan gaan sit julle en dan sal ek vir ons die nagmaal instel. Asai. Het almal tekens, brood, sap. Ek wil vir julle vanuit die dis alles reg. Die wese van die nagmaal, kom sê die formulier vir ons, is soveel meer as net een betekenis, en dis vir my so waar vanuit wat ons nou net gesê het, ons kan nie
Ons kan nie die heerlikheid van God vasvang nie. Net so kan ons nie wat hier gebeur by die nagmaaltafel ook vasvang in een ding nie. Die formulier kom leer ons dat hierdie is 'n verbondsmaaltyd. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Jesus wat sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is 'n waarborg. Dit is 'n plek waar ons in gemeenskap met mekaar is. Die feit dat ons almal saam aan tafel sit. Dis 'n toekomsverwagting. Dis 'n vreugdefees. Dis 'n dankbaarheidsfees. Hierso by die nagmaaltafel, in sy diepte, in sy heerlikheid, word jy uitgenooi om anders te kyk na Jesus, om anders te kyk na die kruis, om te kom leer vertrou, om te kom leer volg. So die brood is vir ons juis 'n teken van Christus se liggaam wat gebreek het. So neem, eet en dink daaraan, die volkome versoening wat jy ontvang het van hierdie verheerlikte Jesus. Die bloed wat gegiet is vir ons hierdie teken in die sap. So neem, drink en besef dat jy vandag genade ontvang. Ek het gedink dat ek gaan nie vandag afsluit met 'n gebed nie, maar dat ons gebed eerder 'n lied gaan wees. Hierdie lied is my en jou gebed vir hierdie oomblik. Dis ons gebed aan hierdie verheerlikte Jesus. So daar waar ons sit, kom ons sing hierdie lied. En as jy voel jy wil jou hande in die lug opsteek, jy kan dit doen. Maar mag hierdie werklik ons gebed wees aan hierdie verheerlikte Jesus. Kom ons sing saam. Darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sickness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you.
just wanna thank you, Lord. And I'm grateful, Lord, for the song of praise, for the outstretched arm. I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. My hoop is dat jy anders sal kyk na Jesus. Nie sal kyk na hom. Die verheerlikte Jesus skyn sy gesig en wit klere oor jou. Het jy moed om hom te volg? As hy julle God oor my, ontvang die seën, genade en vrede vir jou en mag Jesus jou werklik seën. Mag jy werklik sien hoe sy liefde, sy heerlikheid, sy genade oor jou straal. Amen. Yeah.